Goeiemiddag almal. Is weer tyd om 'n ou pypie te stop en 'n bietjie boeretroos te geniet. Hoor julle my enamel bekertjie. Nou voordat ons begin, kom ons steek gou sommer die pypie aan en dan val ons weg. Ja, mense, woon julle konserte by? Was u een van daai mense wat verval het in die volmaaktheid van 'n CD, deur na 'n CD te luister, in plaas daarvan om 'n bietjie op te dres en na 'n konsert te gaan? Nou, ek het nou vandag 'n paar konsertstorieetjies wat ek vir julle vertel, of iets wat uitgevloei het uit 'n konsert uit. En dan sal ek julle sommer vertel wat ek nou die afgelope tyd ook beleef het. Nou, ek onthou, jare van tevore het ons in Stella gewoon. Ons is daar vanaf 1962 tot aan die einde van die eerste kwartaal 1969, toe is ons daar weg. Nou, Stella, as u weet waar Stella lê, dit is toe Helen Gon, dit is daar in Grabadula, daar in die binneland in. Een wonderlike boeregemeenskap, klein dorpie, en een klein skooltjie, van sub A tot standaard 10, of dan nou van graad 1 tot graad 12. En ja, my pa daar, nadat hy op karos was, is hy daar aangestel. En hy het later ook onderhoof daar geword, en dan ook skoolhoof, voordat ons daar weg is. En nou, Stella, konserte was nou eintlik 'n skaars ding, konserte van buite. En as jy jouself wou vermaak het en jy wil 'n konsert hê, dan moet jy dit maar self doen. So, daar was skoolkonserte en daar was kerkkonserte, ek sal nooit vergeet nie. Toe hulle daai orgel ingewy het. Ons kindertjies moes gesing het, ons moes halleluja liedere onder andere sing. En nou die kerk is ingewy en toe soos oor na die saal toe, en in die saal was daar 'n toneelopvoering, ek dink was die Wildsboutjie of so iets. En ja, die trant van die vermaak was vir baie mense hogerikens, maar plaaslik. So, in elk geval, so mense kan nou maar vir jouself indink, wat was die aard van dit, en maar die mense het hulle beste gedoen, het hard geoefen en die ding gedoen. Maar so, het daar een keer in 'n jaar, dan het daar die reisiger omgekom, die ou met die orgels en die klaviere. En sy naam was Rusty van Tonder. Rusty van Tonder het gekom, man, met 'n hele wafel Laurie orgels, want dit is nou sy spesialiteit, uit Johannesburg uit, en klaviere. En ek sal nooit vergeet die indruk wat het my gelaat het, die eerste keer wat ek so 'n konsert bygewoon het. Want nou moet jy weet, hierdie man is nou hoog aangeslaan. Ek weet nie wie slaan hom hoog aan die man. Hy word voorgehou as 'n orgelis van formaat en 'n pianis van formaat. In ons oë was dit so, né? In elk geval, en daar was een hotel op Stella gewees, en as jy instap by die hotel, dan is daar so groot, ek dink dit is seker maar die lounge gewees, daar is die lounge, en dan daar so is die konsert gehou, en die een betrokke jaar, ek dink dit was in
68. Toe gaan ons na die konsert toe, Rusty van Tonders met sy orgels en sy klaviere daar. En nou ja, nou soos wat het nou gaan, is 'n blye wedersiens van mense wat jy 2 dae laas gesien het. En nou ons is opgedres, pa, ma's aangetrek en ek is aangetrek en skool gewas agter die ore, die gesig en in elk geval die naels is skoon. En toe ons daai groot lokaal betref, hoor jy, toe daar mense hoor, van heinde en verre van die omgewing, almal kom vir Rusty van Tonder. Hierdie man kom nou met sy orgels en sy klaviere, jy weet. En daar was 'n kommosie gewees, het 'n groot konsert gewees. En ek sal nooit vergeet, toe ek nou daai orgels daar voor sien, nou vra ek vir my ma, mamma, kan ek gaan kyk na die klaviere en die orgels? Ja, sê mamma, jy kan maar gaan kyk, onthou nou, jy moet nou nie vat nie. Sal nie al die goed vat nie, mamma. Gaan met my handjies agter die rug staan. Ja, geval. Het net gou 'n slukkie vat. So ek loop en kyk ek daar so maar mense. Ja, nou is die orgels daar, almal het 2 manuale, 2 keyboards, jy weet, per instrument. En dis knoppies, en dis wit knoppies, en dis swart knoppies, en dit is 'n maroon knoppies. En dan hier langs die kant is daar nog 'n mini pops wat hulle dit genoem. Ek nie geweet wat dit is nie, maar eers toe oom Rusty nou die ding begin speel, toe kom ek agter, dit is die dromme. En dan is allerhande knoppies daar wat jy kan nou bossa nova, cha-cha, walse, al sulke goed is, dan as jy nou daai knoppies druk, dan kom dit hier deur die orgel se luidspreker en dan speel die cha-cha, cha-cha. In elk geval. En daar's klaviere, alles natuurlik nou regop klaviere, was nou nie vloerklaviere by nie. Maar die klaviere het die eintlik vir sy aftrek gekry. Die ouens wil orgels hê, jy weet, die tannies wil orgels hê, die kinders wil orgels hê, jy weet. En daar was ook nou maar 'n mate van hoe sal ek sê, 'n bietjie snobisme by betrokke as jy nou 'n orgel, en nie sommer so 'n orgel, jy het 'n Lowry orgel in jou huis. Ja. In elk geval so, die mense het gekom en daar was genoeg geld gewees, daar was genoeg ryk boere in die omgewing, die manne, kom kyk wat hulle kan koop. En in elk geval ek onthou, Rusty het toe natuurlik nou weggetrek daar, en hy het nou al die populêre musiek van die dag gespeel. En dit is Chiribiribing, onthou ek, en Tiku Tiku Tiku, ek kan nie eens onthou gaan die ding se wysie nie. En al daardie die hot hits van deur die jare, dan speel die ou dit, en die mense het dit geniet hoop, en klap hande as die ou klaar is, en dan onthou ek, was daar so 'n storie gewees, die een klavier het so gestaan, en die orgel het so gestaan, en dan Rusty gespeel op die klavier, en dan begin hy so geleidelik oor beweeg na die orgel toe, en dan het sy voete hier op die orgelspedale, en dan as hy nou daar so, dan werk hy om weer so terug na die klavier, dan speel hy al twee, maar in elk geval, allerhande trucs uitgehaal, en man, dit was 'n suksesvolle konsert, almal het daarvan gehou. En nou ja, groot belangrikheid en groot opwinding vir my is, oom Rusty kom slaap by ons. En nie sommer so nie, hy kom slaap in my kamer, en by ons in die woonstel, so pad hom, daar is 'n lêplek gegee, ek weet nie wie was nog saam met hom en waar hulle geslaap het, maar oom Rusty het by ons geslaap. En nou ja, soos wat dit nou maar gaan, volgende dag is dit nou maar weer skool toe, en klaar afgehandel, die sake is nou beklink, die wat wil gekoop het, het gekoop, en die wat nie kan nie, het probeer en. En mense, en ek kom daai middag terug, as ons nou, ons kleintjies kom ons altyd 'n bietjie vroeër uit, so 12 gaan ons huis toe. Nou kom ek by die koshuis, en soos altyd, stap ek in by ons sitkamertjie se voordeur. En toe ek daar kom, toe is hy gesluit. Nou loop ek om, in by die ander kant se deur, gaan na my kamer toe, trek uit en also,
En nou gaan ek speel en dan wat ek gewoonlik doen, ek loop deur die sitkamer uit en dan gaan speel ek en my maatjies nou tot voordat die ander lot nou kom om te middagete. Mense, en ek kan nie in die sitkamer in nie. Die deur is gesluit. En ek besluit by myself, nou, wat se nonsens is dit nou die? Hoekom sluit my ma net die deure? En ek het toe natuurlik die twee bietjie by mekaar gesit, nie heeltemal by 4 uitgekom, maar ek het geweet, hier's iets in hierdie verdomde sitkamer en ek mag dit nie sien nie en ek wil dit sien. Terug buite om, en ek sien daai vensters staan so op skreefies oop. Maat vergeet om die vensters toe te maak. Maar die groot pyn was die ivy. En die ivy het dig gegroei teen daai mure. Daar was altyd spinnekoppe. En ek was bang vir spinnekoppe. En nou nog is baie bang vir spinnekoppe, maar maar nou kyk ek daai faces en nou jy weet, nou wik en weeg ek. Sal ek nou nie. Ivy, spinnekop, kyk inloer by die venster, wat is nou die grootste aantrekkingskrag? En ek besluit nie, wag, ek gaan nou nie so maklik nou, so laat ek nou nie met my werk nie. Begin te klim, maar nou is die venster is hoog, en jy weet, as ek 'n klein mannetjie, ek moet nou klim en nou sit ek, vat ek die ivy het sulke dik takke gehad, so orals oor, dan sit ek my toon in my wystoon, groot toon en wystoon, spoot ek my op, geding is, en ek het uiteindelik op die rand van die onderkant van die venster, en ek het my uitgehuis, en die venster oop gebeur, en mense, en toe ek daar inloer, toe staan daar 'n klavier. Yes! Ek was so opgewonde, ek klim toe deur die venster, en ek gaan sit by daai klavier, en hy ruik so lekker, die nuut het so gehang, die nuut reuk so gehang om daai klavier, maak oop en hier's 'n mooi, wat is dit, ek dink was blou lappie, wat so op die ding is, en ek het so, nou weet ek mag nou nie eintlik hier wees nie, want dis hoekom die flippe deure gesluit is, maar ek het tog, saggies, en maat gehoor, iemand is hier binne, ja geval, toe daai deur knars, toe besef ek, maar nou is ek gevang, ek kan nou nie hierdie teenwoordigheid van my hier wegsteek, toe sit nou mama, wat sy wou nie, ek moet met my maats by die klavier kom, want hulle wil almal speel op die klavier, en dis pa het vir haar die klavier gekoop, en hands off, ja geval, goed, alles goed, ek kon daarom toe nou daar op die klavier speel, maar ek moes altyd eers vra, en mamma het altyd gesê, handjies gaan was ek met die handjies, en dan gaan ek op die klavier speel, so ek het vir baie lang het ek daar loop, 'n skilpad in die pad, en chopsticks, en dit was my volle repertoire, ek kon daarmee 'n konsert hou, afgeval, maar nou die ou klaviertjie, hy staan nou nog in my ma se huis, ma en pa is nou al weg, en die klavier is 'n salige herinnering, en 'n Geurs und Kalman, en as ek reg onthou, was dit die laaste bondel wat nog in Duitsland aan mekaar geslaan is, ja, maar ek praat onkorreksie, maar dit is wat ek verstaan het, in elk geval, so, en die klavier het my deur die laerskool gevat, deur die hoërskool musiekeksamens, ek het my universiteit daarop geoefen en gekom, en so die klavier het sy kant gebring, jy weet, maar ek weet op 'n stadium, was daar 'n tannie gewees, wat by my ma gekom kuier het, en sy het die klavier nou nie heeltemal so hoog aangeslaan nie, en sy het vir my gesê, ek was seker so standaard 9 graad af, jou ma en pa behoort eintlik vir jou 'n vleuelklavier te kom, maar ek het geweet, my liewe tannie, daai enetjie skryf ek op my maag, en ek vee met my vest af, dit sal nie gebeur, nie my pa nie, maar in elk geval,
So het die tyd toe nou aangestap. En nou ja, soos ek sê, die klaviertjie staan er nog steeds daar by Male in die huis. My sussie betrek nou die huis. Maar dit bring my nou by 'n hele paar konserte wat ek nou al in my lewe bygewoon het en wat vir my ongelooflike plesier gegee het. Ek het al vir julle vertel van my vorige afleweringe daaroor. En jy weet, as ek nou dink wat 'n kunstenaars ek gesien het op Varsity, Wim Viljoen, Eddie Davey. Ek het oorseese kunstenaars gesien optree. Ek kan nou vir julle hoeveel name noem. Steven de Groot, wat op daai stadium in Amerika woonagtig was, Belgisch-Suid-Afrikaanse pianis. Ek kan nie eens al die name onthou nie. Ek het vir baie van die orgeliste het ek blaaie omgeblaai en stops getrek. En altyd vreeslik netjies opgedres, gekoller en getaai, jy weet, netjies. En die ander kere, omdat ek op die konservatoriumse studentenkomitee was, kon ek gratis ingaan na konserte toe, want ons was dit vir die ushers, soos wat hulle sê, die plekaanwysers wat by die deure gestaan het. So, ja, konserte het daar's nie een van hulle wat ek nie gemis het, behalwe, ek is so jammer daaroor, maar dit het daar nog 'n goeie uitloop gehad, is die konsert van Ellie Ameling. Ja. Maar hoekom gaan 'n mens na konserte toe? As jy na 'n mooi CD kan luister, volmaak. Weet julle hoe maak hulle die CD's? Besef julle dat 'n CD is laslap. En as 'n kunstenaar nie foute maak nie, dan sny hulle daai deel uit, dan speel hy oor en jy weet, take 1, take 2, take 3, totdat hy daai sekere snit reg het, en dan las hulle hom weer in. Jy hoor nie daai las nie, en jy dink die man speel volmaak. Nee, kunstenaars, sangers. En nou hierso weet ek, moet ek nou baie versigtig wees, ek praat nou nie noodwendig van klassiek opgeleide sangers nie, maar daar is 'n paar populêre sangers, ek kan vir jou 'n naam of twee noem, wat nie so hot sing nie, maar hulle word elektronies, word hulle opgetrek totdat hulle nootjies mooi netjies op noot is. Dit kan nie op noot sing, ons sing vals. Jy weet, maar in elk geval, so dit is die ding van die tegnologie, jy kan 'n ding produseer wat volmaak is, en dan dink jy, dis nou 'n soort van God's gift to mankind, maar jy het nie die kunstenaar in lewende lywe gehoor nie, jy het hom nie ondersteun nie, jy het nie die moeite gedoen om vir jou aan te trek en te gaan luister, hoe speel daai pianis, hoe sing daar die sanger, hoe speel daar die violis, hoe speel daar die orgelis, nee? Wat weet julle, daar's 'n magiese aantrekkingskrag vir my in 'n musiekkonsert, waar jy gaan sit en op die oomblik wat die persoon die musiek maak, interpreteer, ervaar jy dit saam met hom. Hy het natuurlik 'n bietjie meer spanning, want hy moet nou mooi speel en moet korrek speel, want hy moet vir jou die skoonheid van die musiek oordra. Nee, nou, almal is nie volmaak nie, partykeer kom daar maar so 'n ou blertjie in, maar jy beleef tog iets, die musiek maak op die oomblik, daai interpretasie van die note op die oomblik, beleef jy raak deel van hierdie groot belewing, wat kunstenaar en gehoor insluit. Dit is hoekom 'n mens konserte bywoon. Dit is wat dit so fantasties maak. Dit is wat dit so ongelooflik opwindend maak, dat iemand vat kolletjies wat op 'n papier is en produseer dit vir jou en kom met 'n ongelooflike klank kunswerk na vore. Né? Ja. So, dit is hoekom ek baie graag konserte bywoon. Ek weet soms is dit moeilik. Want 'n mens moet partykeer kyk na jou beursie en partykeer moet jy ver reis as jy 'n konsert wil bywoon. Maar ja,
Dit is nie altyd so maklik nie, maar as 'n konsert in jou nabye omgewing is en jy kan dit bekostig, gaan woon dit by, trek vir jou mooi aan. Nou ek was nou die afgelope week, ek het die 21ste vertrek en ek het nou weer die 29ste teruggekeer, was ek in Gauteng gewees. Mense, en ek het met 'n bang weggetrek in my aftrede met 4 konserte versprei oor 4 dae. Ek het dan so in die middel het ek nou een dagie gratis gehad of oop gehad waar ek moes voorberei. Maar ek het daar aangekom en by 22ste het ek 'n konsert gegee in die kapel van die universiteit op 'n fantastiese orgel, in 'n wonderlike akoestiek. Ek het al so 'n bietjie gedeel daarvan. En wat dit so wonderlik maak is dat daar sit mense daar was professor Anthony Melk, hy was instrumenteel geweest om daardie baie spesifieke orgel, die Rieger orgel, uit Oostenryk te kry, sodat die universiteit dit kon in besit neem en in 'n fantastiese akoestiese ruimte kon installeer en om vir kunstenaars en studente daardie kans te gee om op 'n fantastiese instrument te werk en konserte te gee. En dan natuurlik die Saterdag, dit is wat het so fantasties gemaak het. Saterdag was ons weer by St. George's in Parktown. En dit is nou daar so in wil ek amper sê, very, very grand Joburg. En daar is 'n orgel, ook uit dieselfde stel van Rieger as die een wat in die kapel is by die universiteit. En hy staan ongelukkig in 'n klein bietjie van 'n droë akoestiek, maar daai instrument is so fantasties. Dit vergoed vir die droë akoestiek. Maar daar het ons 2 konserte gehad. 3 die middag en dit is herhaal die aand 6 uur. En behalwe dat ons voor 2 volgehore gespeel het, was dit 'n ongelooflike en 'n fantastiese en 'n inspirerende samesyn gewees van musisië. Behalwe dit van hulle wat in die gehoor gesit, ek weet Mr. Richard Kok was daar gewees, die ou wat die Songs of Praise in Suid-Afrika die konsep gebring het. Nou was oud studente vriende vir my, Anneliese Marshall het ek daar gekry, as 'n hele paar ander, ek het van my Facebook vriende daar gekry, en party van hulle vir die eerste keer ontmoet, en natuurlik, ons was 8 orgeliste, en as ek nou die name noem, gaan ek dalk nou mense uitlaat. Maar goed, ons was 8 orgeliste gewees, en 'n violist, Zanta Hofmeyer, 'n fantastiese violiste, en sy is so mooi ook, né? En daar was Alex Irwin, 'n wonderlike trompeter, en ons het die hele dag in mekaar se geselskap gewees, want ons moes nou deur die loop van die dag het elke ou 'n beurt gehad om te oefen. Mense het daar vergeet, ek was toe by een stuk musiek in Pretoria. Gelukkig het Prof Theo van Wyk toe was nog op pad, hy gaan toe nog gou daar aan by die gastehuis en die mense het oopgesluit, hulle die musiek vir hom gegee. Kan jy nou indink? By elk geval. En nou ons het saam geëet en gegiggel en grappies gehad en mekaar ondersteun. En Isabel van Rensburg het en die saak of span het 'n ongelooflike 2 konserte daai dag aangebied. Dit is nou die 24ste Augustus. En wat dit so wonderlik maak is dat ek kon my musiekkollegas kon ek hoor, ek kon leer, ek kon die inspirasie kry. En ons kon mekaar ondersteun en mekaar op die skouer klop en sê, fantasties, jy het mooi gespeel, jy het musikaal gespeel, dis 'n wonderlike ding daai. Jy weet, dit is so vir my, wat so lank een kant in die land gesit het, en baie keer gevoel het ek is vergete. Dis vir my ongelooflike ervaring, om te kon meedoen aan die geleentheid. En natuurlik toe nou, die Sondagoggend, het ek 'n konsert gehad in die Universiteitsoorkerk, dis nou die studente gemeente, van Tikkies,
Universiteit van Pretoria, en op 'n fantastiese orgel. Hy gaan 'n bietjie aandag nou kry van volgende jaar af, as hulle kan, hulle samel geld in, want die orgel is in 1967 geïnstalleer. Maar 'n fantastiese instrument, 'n baie geraffineerde klank, en 'n instrument wat in 'n ongelooflike goeie akoestiek staan, en in 'n wonderlike argitektoniese ruimte, as ek kan sê. Dit is 'n moderne kerk met mooi binne, maar modern. En dit is waar ek en vroutjie ook getroud is, so 38 jaar gelede. In elk geval, so ek het toe nou dit beleef, konserte, en ek kan nie vir julle sê wat dit beteken as jy daar sit, en of jy stap op die verhoog, jy stap na die instrument toe, wat jy nou jou konsert gaan gee, en jy sien, hier's mense wat hier wil wees, hier's mense wat kom om te hoor, en te geniet wat jy aan te bied het. Dis die ding van konserte, en om in die gehoor te wees is lekker, en om die kunstenaar van die dag te wees is 'n bietjie spannend, maar dit is ook lekker. Maar ons is in 'n saam in die ding eintlik. En dit is fantasties as jy daar instap en jy besef, hier is mense en hier's genoeg mense. Hier's mense wat wil hoor wat jy doen en wil geniet wat jy doen. Dis die ding van 'n konsert. So, mense, ondersteun die kunstenaars. En asseblief, maak jou ore oop, maak jou hart oop, ook vir mense wat klassieke musiek speel. Klassieke musiek is fantasties. Jy kan daarna luister. Ek ontken nie, party vra 'n bietjie meer kopwerk, jy moet 'n bietjie verstaan, jy moet 'n bietjie jou intellek moet 'n bietjie ontwikkel het. Okay, en ek bedoel dit nou nie snotty nie. Ek bedoel dit nou, sekere musiek moet jy leer om te waardeer. Maar daar's soveel mooi in klassieke musiek. En daar's soveel fantastiese kunstenaars wat kom en konserte kom gee in Suid-Afrika. Gaan hoor dit by. Nie net solo uitvoerings nie, orkes uitvoerings, ballet uitvoerings, want dit is musici, ballerinas en balletdansers is eintlik musici wat dans vir jou, want hulle by die musiek ken. En opera, stel jou oop sodat jy die goedes kan beleef. Jy kry dalk iets daaruit wat jy weer wil ervaar. Ek daag julle uit. Gaan woorde konsert by en laat my weet, dat ek kan weet of ek daar iemand so ver gekry het om 'n konsertjie of twee by te vat. Nou toe, gaan op die almanak, hou julle oë oop vir die advertensies, en as jy 'n kunstenaar as jy 'n kunstenaar ken, gaan ondersteun. Moenie verskoning soek om vanaand rugby te kyk of voor die kaggel te bly sit en nie. Gaan trek vir jou mooi aan. Jy het mooi klere in die kas en gaan geniet die konsert. Lekker dag verder. Tot dan.